Roos en Andries, is vir ons lekker om julle hier by ons by Blindside te hê. Dis die twee manne in die saal, eerste span afrigters. 'n Voorreg en baie dankie dat julle tyd afstaan in hierdie belangrike week in julle rugby seisoen om met ons te gesels. Ja, welkom op Blindside. Julle het 'n paar goeie wedstryde gehad, goeie wen teen Noordheuwel, goeie seisoen gehad. Dink julle dis die regte tyd om te piek? Nou, Ja, seker soos ek sê, ek dink ons het so 'n bietjie momentum aan ons kant en ek sal glo ons praat altyd 'n semifinaal is 'n semifinaal, so ek weet ons het gedoen wat ons moes doen om hier te kom en dan enigiets kan gebeur in 'n semifinaal, so ons hoop maar die bal op maar reg aan ons kant. Want ek dink nie die mense besef altyd en dis deels rede hoekom ons hierdie program aanbied. Ek dink nie die mense besef altyd hoeveel ure en tyd gaan nie in die toewyding. Ek weet ons het ingestap, hier's rekenaars vir dae met videoklips op en voorbereiding en die ouens se eetgewoontes en julle maak seker die beserings word goed na gekyk. Ek dink nie almal besef hoe lyk 'n week vir 'n afrigtingspan in 'n skool deesdae nie. Dis amper volledig professioneel. Roos, hoe behartig julle 'n week? Wat is vir julle belangrik? Ja, lekker vraag eintlik soos ek sê. Eers op die einde van die dag, die kind sal altyd eers kom, soos ons sê, praat van hoe kyk ons dat die kind, omsien na die kind, sy nutrition, is die kind okay, hoe het hy gespeel die naweek, die houe wat hy gevat het en so aan. So jy moet natuurlik seker maak die kinders is altyd eers reg en dan om die planne uit te werk, is eintlik daai man se groot speletjie wat altyd lekker is. Om te hoor op 'n maandag al die wedstryde ontleed is van die naweek wat gespeel is en was, om te kyk wie wat gedoen het, om seker te maak die voorbereiding vir die volgende wedstryd is reg. Rooi is, daar's soveel goeie skole in 'n radius van 10 km hier om julle. En obviously julle, ons werf vir goeie talent en jong talent. Wat maak Menlo Park anders vir daai graad 7 seentjie wat nou 'n keuse het van Affies, Garsfontein, Waterkloof? Die omgee vir die kinders, die ekstra myl wat gestap word, soos ek sê in die klas, ek praat net van op die sportveld en so aan, die ekstra moeite van die onderwysers wat die kindertjies wat bietjie sukkel, ekstra moeite met hulle doen, met hulle help, doktersafsprake, tekkie hier, klein goedjies wat hulle doen. Ek dink die omgee is regtig 'n baie groot faktor en soos ek sê om die ekstra myl te stap vir die kind sodat ons weer die kind op die einde van die dag is in 'n beter posisie as wat hy was. Dink ek is 'n baie goeie ding om te kan sê is hoekom die Menlo mense eintlik. Ja, julle is 'n gemeenskap. Ja. Julle is 'n gemeenskap. Ek sê daai is vir ons belangrik. Ons sê dit in elke program en dis die hoofdoel hoekom ons hierdie begin het. Ons het moeg geraak vir die narratief daar buite. Dat elke ou op sy eie hoopie sit en is net sy hoopie wat tel. Ons wil skole rugby in sy totaliteit reg ondersteun en om dit te kan doen moet almal tog weet wat gaan aan in elke skool. Hulle moet weet en nie net weet ingelig nie, hulle moet educated wees daaroor. Die hoeveelheid ure, tyd, energie wat ingaan, nie net van afrigters nie, maar ook ouers, ook old boys, jy weet, mense wat belangstel. En op daai punt wil ek sê, ek sien julle het redelik baie buite ouens wat betrokke raak. En ek weet nie almal van hulle is old boys nie, maar dis iets wat julle half hier kweek. Daar's amper belangstelling by Menlo Park om te kom help, te kom afrig, te kom sien. Ek weet, even Chris Smit, hy was my fly-off van Paul Roos, speel vir die Bulle en hy is hier by julle. Vertel ons 'n bietjie meer van julle ondersteuning rondom dit. Hoe help julle hierdie ouens om betrokke te raak? So gewoonlik maar hoe dit werk is, oordat ons self gespeel het, is daar altyd ouens wat uitreik, wat graag wil betrokke word en help. En Jacques van Rooyen het die by ons gehelp vir 2 jaar en toe het hy nou Garsfontein toe gegaan en hy het eintlik vir Chris hier aangebring verlede jaar en ek moet sê die kinders laaf vir Chris, ons laaf vir Chris, hy's relevant want hulle sien hom op die TV as die game aan die gang is en hy jaag dalk bietjie nonsens aan, dan sal die ouens hom chirp op die groep en sê maar dis nie wat hy hulle leer om te doen en goed nie so. En die goeie ding met Chris ook, hy het op Stellenbosch geswat om onderwyser te word, so hy het 'n onderwyskwalifikasie ook, so hy verstaan die agtergrond en ja, soos ek sê, hy connect met die seuns, oordat hy relatief is en ek dink hy's 'n uitstekende mens en 'n great mens. Ons het 'n unieke manier dink ek van die ander skole in Pretoria van hoe ons wil speel en Chris pas dit perfek. Hy het half soos die hele skills coach vir ons amper by die skool geword om die seuns met die individuele vaardighede te help, hulle te upskill
te leer, klein detail goedjies wat hy dryf en ons mee help en goed, so hy is amazing. Kyk, ons sien dit. Ons maak nie 'n fout nie. Daar's definitief goed aan die gebeur by Menlo. Ek moet sê ek hou daarvan want ons praat baie oor noord teen suid amper. Suid het daai gaping amper te groot begin maak in die afgelope paar jaar as jy kyk na hoe dit presteer op Kruiwenweek en Grand Comos en hierdie goed. En dit is vir my verblydend om te sien dat die skole intern besluit hierdie is nonsens, ons wil kompeteer maar in Pretoria is dit vir my nog belangriker want Pretoria was nog altyd die bron, die fabriek wil ek amper sê. Naas Grey was die fabriek hier. En ons kan sien julle doen dit. Die afrigtingskor wat julle dan nou het in Menlo. Hoe belangrik is dit dat julle daai afrigters, so wat jy reg gesê het, upskill, hulle op 'n vlak kry dat van die ouetjie wat om 14 kom ons sê C speel tot by die eerste span, dat almal voel hulle is ewe belangrik. Hoe help julle daai afrigters? Ek dink dit is 'n goeie ding en ek moet vir Dirk komplimenteer daar wat dit half is verpligtend natuurlik met jou vlakke wat jy moet deurgaan en so, maar om seker te maak dat elke afrigter tot en met ten minste sy vlak 2 is, en soos ek sê, die gemeenskappe buite is verskriklik goed vir ons. Soos ek sê, die bulle help baie mooi met 'n wissel hulle wat ons kan altyd uitreik na hulle toe en soos ek sê, hoe meer ons leer van die mense buite, beter word ons en soos ek sê, na die kinders om nie elke keer dieselfde storie oor te hoor nie, dat hulle weet ons het nou 'n bietjie gaan upskill by wie ook al om te sê hier's nou die nuwe vaardighede, ons bly op datum. So gepraat van afrigters, het julle soos 'n tipe DNA wat van senior vlak deurtrek tot by die juniors, of gee julle vir elke afrigter ook sy vryheid om te doen wat hy dink is goed? Ons het 'n beleid of 'n samehorigheid wat ons wil hê, so ons praat van alles begin by, ons het dit gedoop Menlo Essentials, so elke seun of hy nou onder 14 C tot by die eerste span moet op 'n sekere manier kan catch pass. As jy in die kontak ingaan, moet jy so kan in kontak ingaan, hoe jy val in plaas, hoe duik ons, hoe verdedig ons. Ons het 'n eenvormige string soos wat Coach Wys de Bruin het altyd genoem het, die manier hoe ons wil speel en goed, dwars deur die bank, so oor 4-5 jaar, hopelik 4 jaar, as daar onder 14 seun by die eerste span uitkom, het hy 'n goeie idee van hoe ons goed wil doen, hoe ons wil speel, teen die intensiteit waar ons wil speel, want ons is ook realisties met onsself. Ons het nie die groot voorspelers wat 'n affies het nie, maar ons sit met 'n unieke kind hierso wat 'n topatleet in Suid-Afrika is, wat ongelooflik vinnig, vaardig en baie intelligent en slim is. So ons probeer dit wat ons het tot die beste van ons vermoë aan te wend, hulle te upskill van onder 14 af, sodat hulle die produk kan lewer wat die eerste span besig is om te lewer huidiglik hierdie jaar. Ja, ek wil daarbey aansluit. Ek dink julle reg gesê wat ons net mee begin het. Julle piek regtig op 'n baie goeie tyd. Ons weet hoe belangrik is bekers. En daar's twee faksies in dit. Dis die ouens wat die derbies wil speel en daar's ouens wat dink bekers is belangrik. Ek dink elkeen het sy meriete, maar ek dink julle piek op 'n baie goeie tyd vir die beker. Kom ons praat gou 'n bietjie oor Saterdag, sonder soos ons altyd sê om geheime weg te gee, maar hierdie is 'n grootte. Dit is nie tuis nie, dis weg. Julle het 4de geëindig op die log, so julle gaan speel nommer 1. Hoe voel julle oor hierdie wedstryd? Hoe sien julle hom uitspeel? Wel, klop hard eerstens. Hierdie is nou 'n double whammy as ek so kan sê, 'n semi en 'n derby wat jy nou gelyk by mekaar kan gooi. Vir Pretoria, soos ek sê, vir die albei skole beteken dit natuurlik baie. Ek weet op die dag kan enigiets hier gebeur. Maar op die einde van die dis 'n groot bemarkingsprentjie ook al buite om te kan sê graad 7 kinders moet nou maar 'n skool kies op die einde van die dag en om te kan wys dat die Pretoria skole sterk skole het ook wat kan kompeteer op die einde van die dag. Natuurlik Saterdag vir ons almal belangrik. Wel, soos ek sê, op die einde van die dag die span wat om die meeste gaan wil hê en die hardste gaan werk of vir gaan hopelik die vrugte pluk en dan kan deurgaan na die finale toe op die einde van die dag. Manne, ek wil vir julle sê in die eerste plek sterkte. Ek dink julle is besig met ongelooflike werk. Wat vir my belangrik is, weer eens, is dat almal wat hierdie program kyk, weet wie is Menlo Park, wie is Garsfontein, wie is Waterkloof, wie is Monas. Dit is vir ons belangrik dat mense weer skole rugby begin kyk vir die values wat dit in ons kinders bring.
En vir die harde werk. Natuurlik wil almal wen. En natuurlik wil almal 'n beker haal. Maar daar's soveel meer as net dit. En my grootste wens is dat die paviljoene vir julle vol sit hierdie naweek. My grootste wens is dat almal rugby kom ondersteun. Vir wat dit is en vir die waardes wat dit vir ons seuns gee. En soos wat jy reg sê, ek hoop julle is die span wat die beste voorberei is vir julle manne. En die beste resultaat kry op die naweek. Ek het dieselfde vir Garsfontein gesê, so ek is totaal objektief. Maar ja, baie sterkte ouens. Ons sien die verskil. Pretoria het nodig dat die skole doen wat julle op die oomblik doen en wat al die ander skole doen wat ons by hierdie stadium mee gekom het. En ek dink dis 'n voorreg om te sien dat Noord besig is om sy tentpenne in te kap en ons hoop dit word gou genoeg by die seniors of daar waar die kompetisies, nasionale kompetisies kom dit ook deur. Baie dankie vir julle moeite. Dankie vir julle tyd wat julle insit op die seuns. Ek weet die ouers waardeer dit. Ons het gehoor die seuns waardeer dit. Baie sterkte vir die naweek, man. Ja, Baie baie dankie vir sterkte. Dankie julle.